Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Vader, dankie. Dankie vir u geduld, u genade, u liefde vir ons. Dankie dat u elke keer weer en weer u hand na ons toe uitsteek. Here, as ons nou u woord gaan oopmaak, praat met ons. Breek u woord vir ons oop, voer ons daarmee. Geef ons die krag en die energie om dit te gaan leef. Geef ons die insig en die wysheid om te verstaan wat dit is wat u vir ons sê. Laat u woord ook van hier af saam met ons in hierdie wêreld ingaan, dat ons dit daar kan gaan leef. Dat dit ons sal kom verander, maar dit deur ons ook in ons dorp en in ons land sal uitspoel, in ons werksplekke en in ons huise. Moenie, Here, dat u woorde op die grond val, so saad wat nie ontkiem nie. Gee u water, gee u kos aan u woord en laat dit groei binne in ons. Ek vra dit in u naam. Amen. Ek wil hê julle moet vir so 'n oomblik bietjie in julle verbeeldingswêreld saam met my ingaan. In die wêreld waar ons onsself bevind, is dit skemertyd, die son is net besig om agter die horison in te gaan, die skaduwee is raak so lank daar in die tuin. En dan wil ek hê met julle sien, daar op die stoep van 'n huis sit 'n ouer, ma of pa, maak nie saak wat die een wat daar sit nie. En dan skielik hardloop hulle kind vir hulle weg van die huis af, weg uit die tuin uit, in die woud in wat rondom die tuin is. En hierdie kind hardloop weg in die geloof miskien dat vryheid en vervulling van hulle drome buite die tuin lê. Weg van hulle ouerhuis af, weg van hierdie mag of krag wat hulle hier probeer hou. En dan die ouer wat roep met 'n stem wat kraak so of tussen hoop en hartbreek. 'n Stem wat soek na die terugkeer van hierdie kind na hulle lewe toe. Ons gaan lees uit Hosea 11 uit, en in Hosea 11, die teks in Hosea 11 is presies 'n prentjie van hierdie, van 'n ouer se hart wat breek, amper 'n goddelike hart wat breek, maar ook dan genade onverdiend, genade wat kom uit 'n plek uit waar ons dit glad nie sou verwag nie. Ons gaan so in 3 bewegings deur hierdie verhaal gaan in Hosea 11. Ek lees ons gaan nou ook van vers 1 af. Ek lees in die 2020 vertaling hierso. Toe Israel 'n kind was, het ek hom al lief gehad. En uit Egipte het ek my seun geroep. Toe daar later net so na hulle geroep is, het hulle van my af weggegaan. Hulle het vir die Baals offers geslag, vir afgodsbeelde die rook van offers laat opstyg. Ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle in my arms geneem, maar hulle wou nie erken dat ek hulle versorg het. Met menslike bande het ek hulle nader getrek met die toue van liefde. Ek was vir hulle soos die wat die jutlig wat teen hulle kake druk. Ek het na Efraim afgebuk en hom gevoed. Sukkel julle om te hoor, ekskuus. Sal jy nie die ondergalery onderhander sit. Daai een is eintlik al op sy hartstuk, ek het hom nou nog getoets, maar sit hom net die onderste galery harder. Hoe klink dit al by julle om jou? Ekskuus, dit is nou myself onderbreek. Het jy harder gesit? Ja. Okay, ek gaan weer van vers 4 af lees. Met menslike bande het ek hulle nader getrek met die toue van liefde. Beter? Ek was vir hulle soos die by die jutlig wat teen hulle kake druk. Ek het na Efraim afgebuk, hom gevoed. Hy sal nie na Egipte land teruggaan nie, maar Assirië, die sal sy koning wees.
want hulle het geweier om hulle te bekeer. Die swaard sal deur sy stede gaan en sy orakelpriesters uitroei. Dit sal hulle vernietig oor die raad wat hulle gegee het. My volk sal opgehang word vir sy afvalligheid en na die juk sal hulle omroep, 'n juk wat glad nie gelig sal word nie. Hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou oorlewer, Israel? Hoe kan ek jou prys gee soos Adma jou maak, soos Seboim? My hart is diep ontroer in my, die deernis brand in my. Ek sal nie in my brandende toren optree nie, ek sal nie omdraai en Efraim vernietig nie, want ek is God, nie 'n mens, die heilige in jou midde. Ek sal nie in woede kom nie. Hulle sal die Here volg. Hulle sal die Here volg. Soos 'n leeu sal hy brul. Wanneer hy brul, sal kinders bewend van die see afkom. Hulle sal bewend aankom soos voëls uit Egipte en soos 'n duif uit die land Assirië. Ek sal hulle in hulle huise laat woon, is die uitspraak van die Here. Ons lees daai gedeelte, dis die hele hoofstuk 11. In hierdie gedeelte, in hoofstuk 11, kom ons in die begin, in die eerste beweging amper van wat hier gebeur, kom ons amper in die gedagtes, in die geheue, die herinneringe van God in, as Hosea ons uitnooi en hy sê ons, toe Israel nog 'n kind was, het ek hom lief gehad en hom geroep uit Egipte, of ek het my seun uit Egipte geroep. In hierdie gedeelte sien ons God se stem, maar God se stem is nie hierdie van 'n ver af daar bo in die hemel op sy troon, 'n heerser wat so of nie belangstel in wat hieronder aangaan, wat nie omgee oor wat onder op die aarde aangaan nie. Nee, God se stem is hier soos van 'n ouer, wie se kind van hom al weg, 'n ouer, wie se kind rebels is, of nie wil luister nie. God se stem is so of amper stikkend. God se stem breek hier. Amper daai stem wat mense het is net gisteraan, ons op my maal is al bo. Nou vertel ons so 'n bietjie stories van toe die kinders klein was. Daai mense vertel ons baie keer stem, die stemtoon wat jy het as jy vertel van jou kinders toe hulle klein was. Is 'n ander stemtoon, so 'n sagte stemtoon, 'n stemtoon wat baie keer so bietjie ego's van trane in het. Dis die beeld wat ek wil hê julle moet hier hê. Dis soos 'n klein seentjie of 'n klein dogtertjie wat so al wagtel, kan nie regtig loop nie, wat sy hand uitsteek of haar hand uitsteek na 'n pa toe. Exodus was hierdie verhaal in Israel se geskiedenis. Exodus daar waar God uit Egipte uit na hierdie mense toe afbuk en sê, vat my hand, kom ons loop, ek sê julle hierdie woestyn vat, ek sê julle leer loop, ja nog 'n tyd wees wanneer julle struikel, so 'n bietjie julle knieë afstof, maar kom stap, ek sal julle wys wat dit beteken om my volk te wees. God wat sy mense roep, nie net uit slawerny uit nie, maar ook in 'n lewe in van intimiteit saam met hom. Die intimiteit van familie wees, van kind wees. God se woorde, of God se liefde, is vir my in hierdie eerste gedeelte van hierdie teks tasbaar. Jy kan voel amper in hierdie woorde hoe lief God sy mense het. Hy sê, ek gaan julle bind, of nou my te trek met die bande met die toue van liefde gebruik, met die bande van mensheid. Hoe sê daai, kan ek daai woorde onthou? Dan, in daai toue van liefde, skuif die beeld so bietjie van 'n pa na 'n skaapwagter. Skaapwagter wat sy skape oppas en versorg. Selfs gaan dit so 'n bietjie verder miskien na 'n versorger toe, na 'n geneesheer toe. God wat afbuk, sy volk kos gee, wat die juk uit hulle bek uithaal, die juk van hulle skouers afhaal. Hierso sien ons 'n beeld, weer eens nie van 'n God uit ver nie, maar 'n God wat so eintlik op sy knieë by sy mense is. As ek met Robert praat, dan is nou uit, maar ek kan nie, as ek van hier af met Robert praat, dan praat ek daaronder met hom. Maar as ek diep en regtig ernstig met hom wil praat, dan gaan ek op my knieë, want dan kyk ek hom in sy oë. Ek is reg by hom.
En dit is wat God hier doen. Dit is 'n God wat afbuk na sy mense toe. Toue en bande van liefde sê tog daar is ook 'n fermheid. Dis nie net sag. Dis ook ek wil hê jy moet by my wees. Dis bande nie wat nie verbind nie, maar wat nader kan trek in liefde en in genade. Maar soos Duitjie ook nou vir ons gesê het, selfs hier in hierdie vroeë dae waar God nog sy volk by die hand moes vat, selfs daar begin hulle aandag al bietjie wegdwaal van hom af. Elke nou en dan sê hulle, kan ons nie maar teruggaan na die vleispotte van Egipte toe nie. Daar was ons versorg, daar het ons ten minste geweet wat op ons wag, daar het ons geweet wat aangaan. En dan trek God hulle weer 'n bietjie nader, daar na die berg toe, en daar by Sinai, dan sê hy, ons maar net vir ons 'n God kry wat ons kan sien nie, en dan maak hulle vir hulle daai kalf, elke keer word hulle aandag afgetrek, elke keer draai hulle weer weg van God. Dit is so eintlik pynlik ironies in hierdie tekste, as ons Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium lees, dat dieselfde liefde wat God vir sy mense het, hierdie liefde wat hulle kom bevry het uit hulle slawerny uit, is dieselfde liefde wat vir hierdie mense so slawerny voel. Dis dieselfde met ons. God sê, ek wil vir jou kom vrymaak, ek wil die kettinge wat jou van slawerny vasbind, kom breek, en wat is ons reaksies? Ja, maar dit is daarom so erg. Hierdie reëls, hierdie wette, hierdie goed wat God vir ons wil gee, dit maak ons, dit bind ons weer. Israel wil elke keer teruggaan Egipte toe, elke keer teruggaan na die slawerny toe, want dit voel veilig. Want dit voel soos huis, so tuiste. Maar dit is bekend. Dit is die plek wat ek weet wat vir my wag. So baie kere is dit die krisis in ons lewens dat ek wil nie hierdie ou gewoontes los nie. Ek self gaan nou bely, hier sit ek. Julle weet ek rook, né? Baie keer wil ek nie rook los nie, want dis wie ek is. Ek ken dit. Dis my veilige plek. Dis my tuiste. En dis nonsens, né? Want dis kettinge van slawerny wat mens verbind. Ons so baie kere wil ons nie ons ou gewoontes, ons ou maniere los nie, want dit is waar ek veilig voel. Dit bepaal my identiteit, dink ek, in my kop. Ek dink dit is wie ek is. Selfs al maak dit my seer. Selfs al gee dit geen vryheid, geen toekoms nie, geen hoop nie. Dit is wat ek ken en daarom bly ek. Israel se storie van slawerny en heeltyd wil teruggaan toe, is nie net 'n antieke oudheidse verhaal nie, dis 'n spieël wat voor my en jou weer en weer opgehou word. En tog elke keer as ek wil terugdraai, elke keer as Israel wil wegdraai, kom sê God, hier is my liefde, kom terug na my toe, kom terug, ek sal nie, ek gaan nie opgee op jou nie, ek bly lief vir jou, ek bly jou God. En dan in die tweede gedeelte begin dit nou erger raak. Hierdie kind wat nou nie meer kleuter is nie, wat nou op sy eie kan loop, droom nie net daarvan om 'n nuwe pad vir homself te maak nie, of om terug te gaan Egipte toe, terug na daai ou slawerny nie, maar nee, hy sê, ek gaan nou totaal en al myself losmaak, nie net van daai bande nie, van hierdie nuwe bande van God ook. Ek gaan nou op my eie staan. Egipte gaan my red, sê hy. Nou raak hierdie slawerny iets heeltemal anderstens. Hierdie slawerny van Egipte word hulle redding in hulle koppe. Hulle maak staat en sê, hierdie bande, hierdie goed wat my altyd verdruk het, dit gaan nou my vryheid wees. En dan sê God, nee, julle gaan nie terugkeer na Egipte toe nie. Inteendeel, Assirië sal julle koning wees. Inteendeel, julle gaan nou in plaas van die ou kettinge wat julle so mee bekend was, hierdie ou kettinge waarvoor julle so lief was, nou gaan julle nuwe
kettinge kry. Nou gaan iemand anders julle onderdrukker wees. Nou gaan julle die slawe van iemand wees wat julle nie ken nie. Die probleem is dat ons so baie kere die ou slawerny kies in plaas van die vryheid wat God ons wil gee. En omdat ons dan hierdie ou slawerny kies of wil kies, val ons onder die verdrukking van iets niets en iets anders. Die teks sê vir ons, daar's iets in hierdie verleidelikheid van die bekende, wat ons op die einde van die dag eintlik tog kom vernietig. Op die einde tog ons vryheid van ons kom wegvat, tog op die einde ons lewens kom afbreek, want ons wil teruggaan, in plaas van na die een toe wat ons ken, na die een toe wat ons roep, en dan val ons onder slawerny van iets anders. Ons moet sien dat hierdie is nie ekstern nie. Nee, ek praat nie nou hier van fisiese slawerny nie. Ek praat van iets hier in my hart, wat iets in my doen. Dis in my hart wat ek wens, maar ek kan tog net teruggaan en na 'n plek toe waar ek kan, al is ek eintlik nog steeds 'n slaaf, veilig voel. Dis in my hart wat ek sê, maar ek ken hierdie bande, ek ken hierdie kettinge, hierso in hierdie afgoderry, hier in hierdie ander plek waar op valse hoop en valse vertroue is, daar voel ek veilig, in Egipte. En dan sê God, pas op vir wat voor, pas op vir die pad wat jy dan eintlik kies. Hierdie slawerny wat jy ken, waar jy eerder wil bly in plaas van hierdie onbekende pad van vryheid, gaan jou lei in 'n plek in waar jy nie wil wees nie. Gelukkig is ook dit nie die einde van hierdie storie. Want dan, eintlik by die hart van hierdie teks, hoor ons weer God se amper monoloog wat hy met homself voer. Die Engels gebruik 'n woord wat ek moes gaan Google 'n paar keer, soliloquy of zoiets, né? Dis nie 'n woord wat ek ooit in my lewe gehoor het nie. Soliloquy, maar is 'n lekker woord om te sê. Beteken iets soos 'n monoloog. God wat met homself praat. God wat teenoor homself praat. Hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou oorlewer, Israel? My hart is diep ontroer in my, die deernis brand in my. Hoor jy dat hierdie is nie die woorde van 'n koue, harde regter. Dit is die woorde van 'n ou, geskeur tussen hartseer en hoop, tussen opgee en tog nog steeds red, tussen wet en liefde. Ek sal nie in my brandende toren optree nie, sê God. Ek sal nie omdraai en Efraim vernietig nie, want ek is God en nie 'n mens, die heilige in jou midde. Ek sal nie in woede kom. Dis my ongelooflike stuk openbaring hierso. Die geregtigheid van God buig nie vir, ons gaan nou net alles toelaat nie, maar vir 'n genade so diep dat ek as mens dit eers kan verstaan, dat ek as mens dit eers kan begryp, want dit kom net van een plek af. Ek is God, nie 'n mens. Dit is waar ons hoop, dit is waar ons genade lê, ons redding lê, want genade triomfeer oor oordeel. Nie omdat dit geïgnoreer word nie, maar omdat God se liefde vir jou, God se liefde vir my, God se liefde vir sy kinders, soveel sterker, soveel dieper is.